Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons gaan vandag voort met ons gesprek oor verwondering. En ek wil hê ons moet graag vandag kyk na die wonder van verhoudings. Nou verhoudings, of dit romantiese verhoudings is, of iets platonies, of verhouding met 'n familielid, of dalk net 'n vriendskap, bly 'n baie belangrike bron van verwondering en 'n gevoel van bevrediging. En dit word gewoonlik, dit is nie noodwendig altyd net positief nie, maar dit word gewoonlik gekenmerk deur sekere uitdagings, die potensiaal wat dit het om dinge in ons lewe te verander. Ons gevoelens veral speel baie belangrike rol in die bevordering ook van positiewe emosies. Ja, selfs ook geleenthede om emosioneel te groei, om te voel dat ons werklik 'n diep en 'n besondere verbintenis het met ander. En natuurlik leer ek myself ook ken. Ek onthou ek het groot geword met 'n uitdrukking wat sê 'n ouer leer die onderwyser ken deur die kind se oë. En ek dink dit is amper ook iets hiervan. Ons leer mekaar ken deur mekaar se kyk en ervaar en deel en lief wees vir mekaar. So wat speel die rol dan van verwondering en van 'n verhouding en veral 'n werklike nabye verhouding, ons kan self sê intieme verhouding met ons belangrike ander, ons genoot, ons geliefde. Ek dink een van die eerstes is daardie nuuskierigheid om mekaar beter te leer ken, om mekaar te verstaan, maar ook 'n openheid, 'n ontvanklikheid teenoor mekaar. En soos wat ons saam leef en saam ervaar, so groei ons ook saam. En so begin ons anders kyk en dink oor mekaar. En dit is een van daardie aspekte waar ons baie keer mekaar begin admireer. Ons begin daardie dieper waardering ervaar, omdat ons anders begin kyk. En as julle sal onthou wat ons gesê die afgelope tyd oor verwondering, dat dit ook daardie kyk en daardie kognitiewe ingesteldheid, daai avontuur, daai verwonder van my omgewing, die geskenk wat vir my gegee word, in hierdie geval dan die geskenk verskoning wat vir my gegee word deur die ander persoon, daardie liefde wat aangegee word, daardie dieper verbintenis wat aangegee word. En beteken dit dan dat ons eintlik hierdie ruimte outomaties skep om van mekaar te ontvang en vir mekaar te gee. En ja, ons weet dat in enige verhouding alles nie altyd vlot verloop nie. Maar sou ons 'n bietjie eenkant gaan staan en ons kyk objektief na die verhouding en ons begin dink oor hierdie verhouding en die impak van hierdie verhouding, of wat is dit wat ek emosioneel ervaar wanneer ek saam met hierdie geliefde is, dan gaan ons baie keer raakpunte kry wat daarop neerkom dat hierdie iets is wat my ondervang, amper soos 'n opvangbak waarin ek tuis en geliefd en geborge voel. Ja, dit is dan natuurlik ook so dat die oomblik wanneer ek uitreik na 'n ander persoon, is daar sekere risiko's aan verbonde. En om myself oop te maak vir 'n ander persoon, beteken ook dat ek maak myself oop vir die pyn van verlies, of om net gewoon broos te wees in hierdie emosionele blootstelling. Ja, dit is ook so dat ek weet, daar is
sekere waardes en sekere belonings in aanhalingsteken wat ek kry uit 'n goeie, gevestigde verhouding. So wanneer ons nou na die wonder van verhoudings kyk, het sy dit 'n goeie verhouding is, het sy dit 'n deurwinterde verhouding is, of het sy dit 'n nuwe verhouding in wording is, moet ons weet, al loop ek die risiko in hierdie verhouding van daardie moontlike pyn of verlies of misverstand of hartseer, is die beloning van daardie dieper betekenisvolle verbintenis egter soveel groter. So wat doen ons dan? In ons verhouding met ander begin ons al hoe meer sielkundige welstand ervaar as dit 'n goeie verhouding is, waar ons ook voel ons word erkenning voorgegee, ons word waardeer en ons het hierdie gevoel van lewenstevredenheid en emosionele stabiliteit. Hierdie verbintenis bring ook 'n sosiale integrasie, want my betrokkenheid by 'n ander is nie net by 'n persoon nie. Dit is wat hierdie persoon saam in terme van ander verhoudinge en ander momente en ander belewennisse na my en hierdie persoon se verhouding bring. So, en as ons kyk na navorsing, sien ons dat die konsekwentheid daarvan om in 'n goeie, gesonde verhouding te wees, die betekenisvolle verbintenis daarvan vir ons meer blydskap bring as materiële welstand en sukses. Navorsing het ook vir ons al aangedui, byvoorbeeld, dat persone wat in 'n goeie, liefdevolle verhouding is, man, vrou, byvoorbeeld, baie langer, baie gesonder leef en ouer word as diegene wat nie in so 'n verhouding is nie. Ja, dat is natuurlik ook die basis van die liefde wat biologies neerslag vind in ons lewe. Ons het al almal gehoor van dopamien en oksitosien wat ons help om goed te voel. Hierdie gevoelens van behoort, van vreugde wat daarmee saamkom, van nabyheid, van passie, van kameraadskap, van daardie gesamentlike reaksie teenoor mekaar wat vir ons geliefd laat voel. Dit is ook byvoorbeeld so dat aanraking, fisieke aanraking, iets is wat ons nodig het. Dit voed ons siel op 'n ander manier. En dit bring my dan weer by hierdie verwondering van die mens en menswees uit. Ons sien mekaar, ons beleef mekaar met ons sintuie en ons het hierdie nuuskierigheid ten opsigte van mekaar. En dan terselfdertyd ervaar ons hierdie dieper belewenis. En ek dink iets wat hiermee saamgaan, wat ons nie kan losmaak hiervan nie, is om terug te kom na die goeie wat ek in iemand anders raak sien en op voortbou. Ja, dit wat ek vandag skets, hou miskien bietjie meer van 'n ideale prentjie voor, maar ek praat van 'n verhouding waarin daar 'n dieper betekenis en 'n verbintenis is. En ek sê weer, hierdie is die verhouding waar dit goed gaan en waar daar 'n samebindende faktor is, want dit is die verwondering wat ek in hierdie verhouding beleef en ervaar, wat my laat voel dat die lewe betekenis en diepte het. En dit motiveer my om soggens op te staan en voort te gaan met my lewe. Baie dankie Tersia, maar dankie dat jy ons aanmoedig om voortdurend bewus te wees van wie ek is en ook my gebreke en dit in gedagte hou. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Dis Willem, luisteraars,
Is daar dan iets wat ek kan doen, sekere praktiese stappe, om dan my verbintenis in hierdie belangrike verhouding te verdiep, te verbeter, in my werk aan 'n verhouding, want ja, alle verhoudings, ook goeie verhoudings verg werk, te kan uitreik tot die mate waar ek ook weet, ek en my geliefde dra mekaar, emosioneel veral. Kom ons begin deur te sê, dat dit vir ons nodig is, soos ek aan die begin gesê het, om partykeer so 'n bietjie weg te staan en objektief te kyk na my geliefde en hierdie verwondering vir die persoon, die persoonlikheid, ons saamwees, ons kommunikasie, toe te laat om deur my te spoel, om die positiewe hierin te gaan soek, daardie nuuskierigheid ten opsigte van mekaar. Want onthou, 'n ander belangrikheid, soos ek reeds gesê het, is dat dit 'n emosionele risiko is. So ek moet bereid wees om op 'n dieper vlak met hierdie persoon te kommunikeer en myself oop te stel. Uit die aard van die saak beteken dit dan ook dat ek moet weet tot watter mate ek 'n ander persoon kan vertrou. En verwondering gaan ook saam met hierdie waardigheid. Ons het al baie keer gepraat oor wat waardigheid is, mense inherente reg tot hoe, wie, wat 'n mens is. Maar in hierdie verwondering kan ek dan ook sien, wie en wat is hierdie ander persoon waarvoor ek lief is, en kan ek uit my waardigheid uitreik na die waardigheid van hierdie ander persoon. Dit beteken dat ons kommunikasie oop en vertrouend moet wees. Dat ons na mekaar sal luister. En in die luister na mekaar, iets van daardie luister om regtig te hoor, luister om te verstaan. Iets wat ek dink ons baie keer nogal mis, want ons kan tog so ernstig en so in 'n plek wees van dinge moet op 'n sekere manier gebeur en ons het vooropgestelde idees. Maar daar moet ook 'n speelsheid en humor in ons verhoudings wees. Daar moet toegelaat word dat ons ook vir onsself en vir mekaar kan lag. En daarmee bedoel ek nie uitlag nie. Ek bedoel dat ons die snaakse in situasies kan sien. En baie keer is hierdie humor iets wat 'n moontlike konfliksituasie baie mooi kan ontlont. Maar om terug te kom na die speelsheid, daardie ligte momente waar ons 'n grappie kan maak, waar ons saam kan lag, waar ons die snaakse in iets kan sien, waar ons net gewoon spontaan iets kan sien of kan doen en agterna besef, hierdie was nou eintlik regtig baie snaaks. Want as mense saam lag en dit ervaar saam vreugde, dan word hierdie gevoel van lewenstevredenheid en vergenoegdheid met die lewe baie meer sigbaar in ons lewens. En dit is in hierdie momente waar ons nie by mekaar is nie, of wanneer die persoon nie regtig meer deel is van my lewe nie, soos wanneer 'n geliefde afgesterf het ensovoorts, wat ek hierdie pragtige herinneringe kan terugroep, waar ek dit met ander kan deel en waar ek weer iets van hierdie vreugde en mededeelsaamheid in terme van die vreugde kan ervaar. Toon dankbaarheid teenoor die geliefde. Deur dankie te sê vir dit wat die persoon vir my doen, maar ook dankie te sê vir die lewenskwaliteit wat daardie persoon na my lewe bring en hoe daardie persoon my lewenskwaliteit verhoog. Maar ook dankie vir die kwaliteit in hierdie persoon. En dit natuurlik bevorder 'n gemeenskaplike respek vir mekaar. En dit hou ons verhouding lewendig en dinamies.
Want as iemand bedank word, dan is dit 'n gevoel van ek is raak gesien. En in verhoudings waar ons hierdie verwondering wil ervaar, wil ons mekaar raak sien. En wil ons op 'n punt kom waar ons dit op so 'n manier met mekaar kan deel, dat dit vir ons 'n stuk energie, lewensenergie terugsit. En momente waar ons soms voel, die lewe is swaar, of daar's dalk 'n misverstand tussen my en die geliefde, dan kan ons weet, daar is altyd hierdie momente waar ons mekaar aangeraak het, en ons kan van vertrekpunte af beweeg, waar ons weer van 'n goeie plek na mekaar toe beweeg. Maar soos ek net nou gesê het, vertroue is belangrik, en natuurlik daarmee saam om oop en eerlik met mekaar te kommunikeer. Om eerlik te wees oor ons gevoelens en ons behoeftes, ja, ook oor ons uitdagings en goed wat ons bekommerd maak. Want oop en eerlike kommunikasie, effektiewe kommunikasie, bou hierdie vertroue, en dat ons voel, ons hoor mekaar en ons verstaan mekaar. Ons het al gepraat oor die belangrikheid van autonomie. Wie is ek en hoe funksioneer ek? In hierdie verwondering is dit amper ook 'n balanseertoertjie van ons saam wees as individue, maar in ons saam individue wees en die raakpunte wat ons deel, word ons toenemend een persoon, een in hart, een in verstand. Met ander woorde, dis amper daardie punt wat ons bereik van, as iemand iets sê, my geliefde iets sê, dan wil ek sommer sy sinne vir hom klaarmaak, want ek weet al, hoe word daar gedink. Maar dis meer as dit. Dit is ook daardie erkenning van, my geliefde, jy is 'n mens in eie reg, soos wat ek 'n mens in eie reg is. En eers wanneer ek 'n mens in eie reg in jou teenwoordigheid is, dan waar ons onafhanklik saam by mekaar is en dan afhanklik van mekaar leef, bly ons nog steeds ons eie mens. Want om in verwondering in hierdie verhouding te wees, beteken nie ek word ingesluk deur die behoeftes en die begeertes en die eise wat my geliefde stel nie. Ons staan letterlik as persone op dieselfde vlak langs mekaar. Ons waardeer wie en wat elkeen afsonderlik in hierdie verhouding is, maar ons het ook waardering vir onsself. Met ander woorde, my saamwees met my geliefde moet iets wees wat my vervul, maar dit moenie iets in my vervul wat leeg is nie. Ek moet reeds in myself 'n mate van vervulling ervaar wat my geliefde raak sien, en my geliefde moet 'n mate van vervulling ervaar, sodat ons daar, waar daar nog, kom ons sê, ruimtes is, waar ons nog meer aan hierdie vervulling en liefde kan werk, sodat ons dit outomaties vir mekaar kan aanvul. Ja, en dit kom nou weer uit by wat ek gesê het, as ons praat van die uitdagings, konflik gaan daar altyd op een of ander manier wees, daarom is dit belangrik dat ons vertrou, dat ons mekaar met waardigheid behandel, dat ons weet waar ons met mekaar staan, oop en eerlike kommunikasie. Daarom moet ons ook 'n waardering hê vir die verhouding self. Luisteraars, Willem, as ons dan nou afsluit weer eens met ons 3 minute refleksie, dan kan ons hier vir mekaar sê, vandag se selfbevestiging is, daar is 'n verwondering in my vir my geliefde, en dit bevorder my verhouding met my geliefde. En kom ons gaan skryf dit neer, en kom ons gaan pas dit toe in ons lewe. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.